In Lukas 1, daarvan vers 46 af, hoor ons die loflied van Maria. In vers 50 en verder staan, hy, die Messias, bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Die Kersverhaal word dikwels in 'n heeltemal te veel sentimentele lig gesien, amper soos die kerskaartjies van ouds, of deesdae dalk soos op Pinterest, 'n sagte, warm gloed, of 'n kriptoneel of 'n familie rondom 'n kaggelvuur, tipies noordelike halfrond Kersfees, 'n toneel vol tinsel en rooi en groen toegedraaide presentjies en kersliedjies. Maar Maria se loflied, die Magnificat, onthul 'n liefde wat alles behalwe sentimenteel is. Dit is 'n radikale liefde wat die wêreld op sy kop keer. 'n Liefde met 'n beweging wat dikwels heeltemal deur oorhaastige en oormoë moderne skattejagters heeltemal misgekyk word. In Lukas 1 vanaf vers 46 hoor ons die jonge Maria dit uitjubel. In die boodskap klink dit so van vers 49 af. Hy is heilig, daar is niemand soos hy nie. Sy goedheid hou aan van geslag tot geslag. Die Here het magtige dinge gedoen. Hy het maar net 'n beweging met sy hand gemaak, dan het groot dinge gebeur. Die hoogmoediges, almal wat te veel van hulle self dink, het hy oor die aarde verstrooi. Magtige heersers het hy van hulle trone afgestamp en nederige mense belangrik gemaak. Hongermense het hy by 'n feesmaal laat aansit, terwyl die rykes met leë hande moes wegstap. In Advent is hierdie vir my die eerste beweging van God se liefde. Liefde wat omkeer en omdraai. God se motivering vir die stuur van Jesus Christus was nie om ons te vertroos nie, maar om 'n totale nuwe orde te vestig. Dit is 'n liefde wat die hoogmoediges in hulle eie waan uitmekaar jaag en nederiges verhoog. Dit is 'n dringende oproep tot nederigheid. Soos Jesus later self geleer het, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Matteus 5 vers 5. Hy nooi die uitgeputes en oorlaaides om by hom rus te vind, want, sê hy oor homself in Matteus 11 vers 28 en 29, ek is sagmoedig en nederig van hart. Jesus se koms het 'n liefde gebring wat ons lewens en ons waardes omkeer. Maria sing verder, die maghebbers word van trone afgeruk en die geringes verhoog. Dit is 'n profetiese uitspraak wat ons waarsku om nie die sogenaamde maghebbers van hierdie wêreld op 'n troontjie te plaas nie. Die ware omkeer is nog nie ten volle sigbaar nie, maar dit is die belofte van die koninkryk. Baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is eerste, sê Jesus in Markus 10 vers 31. Die jonge Maria juig voort. Die rykes word met leë hande weggestuur en die behoeftiges oorlaai met goeie gawes. Dit is 'n waarskuwing teen die verleiding van die blink leegheid van die wêreld. God se liefde is nie 'n sentimentele Kersfeesliefde nie. Dit is 'n radikale liefde wat alles verander, wat vir baie die status quo heeltemal omkeer. Maria het verstaan, die baba in haar skoot kom om alles te verander. Hoe lyk die omkeer van God se liefde in jou lewe? Kom ons bid saam. Here, bevry ons in hierdie Advent en Kerstyd vanjaar van enige sentimentele Kersfeesliefde. Laat ons verstaan dat U koms na hierdie wêreld die begin was van die nuwe orde, die orde van radikale liefde. Help ons om nie met 'n wanpersepsie na die wêreld te kyk, na onsself en na U te kyk en dan die punt heeltemal te mis nie. Dankie vir U liefde wat gekom het om te kom omkeer en omdraai.
En as my gedagtes, my denke en my lewe moet omkeer, wys my vandag waar en hoe, Here. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.